Hallo en welkom, jy's ingeskakel op Net Gesels saam met my Sarah Jane Park. Elke week 'n kunstenaar bietjie beter leer ken. Ons leer hierdie persoon as meer as net 'n musikant ken. Nou, baie keer het ek die voorreg dat ek met 'n musiekgroep kan praat en ek leer bietjie van hulle ken. Nou, jy gaan 'n baie bekende gesig langs my sien. Hierdie week praat ek met Roxane as 'n geheel, maar ek praat so 'n bietjie met Megan. Hallo en welkom hier op Net Gesels. Hallo Sarah Jane, dankie dat ek met jou kan kom gesels. Ek dink dit gaan lekker wees. Ek dink dit gaan lekker wees. Kyk, ek moet vir jou sê, ons probeer hier op Net Gesels 'n bietjie die narratief verander, want almal ken julle as kunstenaars, julle as musiekgroep, maar niemand ken julle regtig as persoon nie, en ons probeer daai narratief so klein bietjie vir bietjie verander op Net Gesels, en dan kry jy nou vir my. Dan gaan ons nou so 'n bietjie diep delf. So, is jy reg om te net gesels vandag, Megan? Ek is 100% reg. Kom ons doen hierdie ding. Fantasties. Ek love die energie, die intensiteit is al klaar hoog. Dis fantasties. Nou moet ek vir jou vra, het jy nog altyd 'n liefde vir musiek gehad? Verseker, ek het begin sing toe ek 6 jaar oud was. Of nie begin nie, ek het my eerste kompetisie gesing toe ek 6 jaar oud was. So hier toe ek 4, 5 jaar oud was, het ek myself toegesluit in my kamer by die huis en ek het Kaapse Draai van Nadine uit Kolleborg uit gesing. Die volume van die radio was, ek onthou dat hy kon net tot op 30 gaan. Maar jy het gewens hy kon tot op 31 gegaan het, want jy wou mos 'n bietjie harder gehad het. Ja, so hy was vol aangesit en ek het gesing. Dit was half elke middag storie vir my. As ek van die sport, van skool af het die sport gedoen, dan kom ek by die huis en dan doen ek dit voor ek huiswerk doen. En toe het my ma agtergekom, maar hoorie, sy doen dit nogals elke dag. Miskien hou sy van sing. Ja. Sy hou 'n bietjie noot, so miskien, jy weet, is daar iets daar. En die ding is net, ek is baie skaam. En toe het sy nog vir my gesê, nee, ons gaan van 'n roomhuis te gaan kry. Okay. En ek, ons stop nie vir roomhuis nie, wat gaan hier aan? En toe het sy my afgelaai by my eerste sangles. So ek sing nou hierdie jaar is 21 jaar. My wêreld. Ja, want meeste mense sal jy nou ken, obviously jou gesig ken, want jy het ingeskryf way back when vir 'n talent realiteitsshow wat 'n groot ding was daai tyd en dis waar meeste mense jou vandaan nou sal ken. Wat het jou soos geprompt om in te skryf en te gaan, weet jy wat, ek gaan inskryf hiervoor? Jy gaan nou vir my lag, maar dit was dis okay. Was dit jou nie? Onthou, ek is nog altyd skaam gewees. Ja, ek het altyd gesing op skool, soos oral waar ek kon sing, het ek gesing. Koor, Eisteddfit, sangkompetisies, by die skool se wynveiling, by what you name it. Ek het al gesing, maar ek dink ek het net eintlik nooit so baie in myself geglo nie, waar my ma, my ouers, my pa, hulle almal was nog altyd, hulle het almal net soos, hoekom wil jy iets anders doen, sing net, jy weet? En toe het my ma my ingeskryf. So sy het die video ingestuur as my audisie. En op universiteit het ek gesit en hier bel, email my en hy sê vir my, jy's in die top 48 en ek sê vir hom, van wat? Van wat? Ek sou glad nie seker nie. Toe verduidelik hy vir alles vir jou maat jou ingeskryf en alles. Toe, ja, het dit eintlik 'n groot rol gespeel in my lewe, want ek het toe in die top 3 geëindig wat regtig waar vir my groot was, want alhoewel ek al so lank sing, het ek nooit 'n prys gewen nie, of jy weet, soos regtig waar dit min gebeur, so dit was 'n groot oomblik, ja. Ja, en dit is eintlik nogal so cool, hierdie tipe van shows en goed, want meeste mense wat jy met praat, wat nie hulle self ingeskryf het nie, is gewoonlik die mense wat dan nou baie ver gaan in die show, en is ook die mense wat dan nou gaan en sê, weet jy, dit is daar waar ek besef het, nee wat, ek kan hierdie doen, soos ek het eintlik ietsie van myself geleer deur die proses. Definitief, ja, ek dink, dit is so buite mense gemaksone om nie net 'n kompetisie te doen, jy sit jouself daar buite, maar dan is dit ook op televisie, nee, so dit was nog 'n gedeelte wat vir my 'n bietjie senuweetergend was, maar so baie geleer en geweet, jy weet waar ek in staat is, jy oefen nogals ure lank en dan moet jy in elk geval opneem en op die televisie dit opneem, so definitief 'n waardevolle lewenslesse geleer en baie exposure gekry, dit was lekker. Ja, en ek dink dis regtig dis daai ding van, nou is jy hier, en soos jy sê, dis op TV, jy word altyd nou gedwing om hierdie vulnerableness te hê en te expose en net vir almal te sê, okay wêreld, hier's ek, hier's my talent, jy kan maar judge, dis alright. So ek dink dit word al 'n ding van, nou word jy geforseer, want jy moet nou in jouself glo. Nou is dit soos, dis 'n maak of breek, nou is dit soos, ek moet sê ek's goed genoeg, want daar's nie 'n ander omdraai kans nou nie. Ja, maar ek dink ook reg deur dit,
daar was geen verwagting nie. Ek het regtig nie druk op myself gesit nie. Ek het hierdie mindset gehad van soos ek is daar hier, dit is in die Jesus se hande. Kom ons kyk net wat gebeur. So ja, ek dink dit het gehelp om net 'n bietjie minder druk op myself sit en ek het geweet alles sal uitwerk soos dit moet en dit het. So ja. Dit het, want nou gee my eintlik so mooi leeway in. Nou, want dit is die volgende groot ding waar mense jou ken natuurlik, Rooksign, wat massive was, soos julle fanbase skrik vir niks. Ek gaan nie eers vir jou lieg nie. Soos mense love Rooksign. Het julle gedink mense gaan so aanklank vind by julle en so mal wees oor julle klank en julle as 'n musiekgroep? Nee, eerlikwaar ek dink toe ons begin het, want kyk, ons het Rooksign het 2018 begin. Yes. En ek het daai Maak My Famous kompetisie gedoen 2019. Geen intensie gehad om 'n solo loopbaan. Ek meen ek het die hele Maak My Famous deur vir almal vertel van ek is in 'n band en ek is in 'n band. Ja, ek was daai een, jy weet, en ja, vir almal daarvan vertel en hulle het ook vir die finaliste gevra, jy weet, waar sien jy jouself oor 5 jaar of oor 'n jaar? En ek het gesê ja, ek sien myself saam met my band Renier en Dian waar ons optree en shows doen. So dit was en hulle het ook altyd geweet waar ek staan met die kompetisie en daai tipe goed. En dit het vir ons deure oopgemaak, maar ja, so Rooksign het eintlik begin voordat ek daai kompetisie gedoen het en jy weet ons was regtig waar net 3 studente wat ek en Dian het die talentkompetisie gedoen, die Pikkie Talentfees op die universiteit. Ons het nie mekaar geken nie, né? Dian is 'n jaar jonger as ek, hy is 26, ek is 27, Renier is 28. So ons het glad nie mekaar geken nie en hy het ons gesien uit die gehoor uit deelneem en hy het ons uitgereik na die tyd en gesê soos hy speel ook instrumente en hy sing en hy het ook 'n passie vir musiek. Kom ons kom by mekaar en kyk wat gebeur. Ons het dit was nou maandagmiddag by mekaar gekom. Daai volgende dag het ons 'n show gespeel in Potch. Geen naam gehad nie, soos ons het net nee. So dis dit maar. Julle was regtig in die diep kant ding gegooi, klink dit vir my. Ja. Maar ook, ons het dadelik geklik. Soos alles wat ek kon speel en sing, het hulle geken. Alles wat hulle geken het, het ek geken. Dit het dit maklik gemaak en ons het van die begin af geklik. Ons het geen, soos ek weer sê, ons het geen intensie gehad van ons wil famous word, ons wil 'n famous band word nie. Ons het ons geldjies bymekaar gemaak, want toe het ons dan natuurlik begin shows speel in en rondom Potch. Eerste show R60 elkeen gekry. Ja, yes. En jy sê dit mag, dis nie R100 nie, maar weet jy wat, ek betaal vir die show en dit tel vir baie. Net so. Toe het dit 'n bietjie meer geraak en ons het maar geld aan die een kant gesit en ons eerste liedjie opgeneem en die eerste liedjie was, voordat ons geteken het ons ook Kyk Na My Hart opgeneem op ons eie. Okay. En ja, ek dink dit ons soos ons eie musiek ook begin speel. Toe ons die liedjies vrygestel het ook, ons het regtig ons gesigte daarop. As die mense nou weet die original Rooksign ondersteuners sal weet ons begin se liedjies het glad nie ons gesigte opgehad nie. Dis eers toe ons geteken het by Universal Musiek wat ons ons gesigte op die covers van die liedjies begin sit, die enkelsnitte begin sit het. So weer eens, ons het nie van die begin af gesê, hoorie, ons wil famous raak of ons wil hierdie groot band wees nie. Ons het regtig net baie goed hierdie weg gekom, sy hulle passie gedeel en ek dink die mense het begin resonate met dit en met ons musiek en dit het eintlik van daar af maar die traction gekry en toe het ons geteken en van daar af eintlik het dit eers, jy weet nou 'n ding gemaak. So dis eintlik so cool en ek love as ek hierdie tipe van stories hoor as ek met kunstenaars praat, veral musiekgroepe, want baie keer gebeur iets baie uniek soos met julle nou, wat dit 'n ding is van julle het geen verwagtinge gehad nie. Als iets soort van vinnig gebeur, maar als iets so organies gebeur, dit het net dis soos puzzlestukkies wat regtig net gepas het in die regte oomblik op die regte tyd en dit klink regtig of dit julle storie is. En ek dink dan kan jy as mense baie keer gaan en sê, maar dit is hoe dit moet wees. Snaaks hoe die lewe uitwerk, maar as iets bedoel is om te wees, gaan dit so wees. Ja, en ek dink ook net om by te las by wat jy nou sê, jy weet, ons bly nie eers almal op dieselfde plek nie. Ons het nie 'n band practice waar ons elke week mekaar sien. Ons sit regtig alles in van elkeen se kant af, maar daar is baie uitdagings om in 'n groep te wees. En nommer 1, alhoewel my man en Renier en Dian baie goed hierdie weg gekom. So as ons al 4 saam is, dan is ek definitief die een wat uit is. So ek kan nie dis gewoon die haan onder die henne, nou is jy die hen onder die hane.
Ongelukkig. So wanneer hulle hier in die Kaap is by ons, of ek en my man Keegan dan by hulle is, dan voel ek definitief uit, maar ook, ons is ouer nou, ons is nie meer studente waar ons net in Potch is en dis maklik, ons kan mekaar elke dag sien nie, hierso is dit nou, ons almal werk, jy weet, ons almal werk voltyds, ek is getroud al vir 2 jaar, Dian het ook 'n meisie en hulle elkeen het hulle eie loopbane wat hulle ook, jy weet, nou uitleef en volg. So, life happens, nee, en dan om bo op dit, klou ons nog steeds so vas aan die groep. Dit is so mooi eintlik, as jy daaraan dink. Ja, so, alhoewel ons organies begin het, dink ek, het ons wel besef dat ons gaan elkeen ons deel moet doen, maar ons het 'n baie goeie dinamiek in die groep. Elke ou weet wat sy sterkpunte is, wat sy swakpunte is. Ons al drie is definitief introverte, 100%. Al drie nogals skaam, bietjie teruggetrok aan die begin, maar as jy ons leer ken, dan maak ons oop en dan is dit fine, that type of thing. Ja, so wat nogals ook iets moeilik is om te navigate in die musiekbedryf. Ek voel jy moet eintlik dan eintlik meer extroverties wees, want dan is dit daai van hallo wêreld, hier's ek en nou is julle 3 introverte, julle vorm een musiekgroep en julle soos okay, nou wie gaan ons voorstel hierso? Ja, want hoe jy eintlik wil wees is soos op sosiale media en op TikTok. Hy luister na my musiek, moet dit nie mis nie, maar aan die ander kant van ons is soos as jy wil, jy weet. Net as jy wil. Maar as jy kan. Ja, net wanneer jy kan. Ja, so dit ons probeer dit balanseer, maar ja. Dit is eintlik so verfrissend om te hoor, want ek dink baie keer kyk mense na 'n musiekgroep of 'n band of so en hulle dink jessie, dis so maklik want dis al wat hulle sien, maar die agter die skerm sien hulle regtig nie. Goed soos ons bly nie eers in dieselfde provinsie nie. Ons skedules lyk nie dieselfde soos toe ons op Potch was nie. Dit is uitdagings wat genavigate moet word en ek dink as jy in 'n groep is dit eintlik meer van 'n uitdaging as wat jy net 'n solo musikant is. Definitief, ja, maar ook ons ondersteun elkeen mekaar in die pad wat hy loop in terme van loopbane en ek dink ook soos Trenier het ook sy eie musiek uitgebring. Ek weet Jan gaan ook ek gaan ook my eie musiek uitbring en ons almal ondersteun mekaar. Ek dink Rooksign sal altyd die sentrale punt wees vir almal van ons. So dis fantasties om te hoor. Nou moet ek vir jou vra want Rooksign het vir my regtig 'n baie unieke klank. Dis regtig nie soos jou quote-unquote tradisionele Afrikaanse musiek wat jy ken nie. Dis regtig vir my iets anders, iets vars, iets nuuts. Is dit van die begin af 'n klank wat jy wou nastrewe, hierdie heeltemal anderste of afwyk van wat jy ken as tradisionele Afrikaanse musiek? Ek dink ons wou nog altyd gehad het dat ons musiek moet reg aan ons wees. Okay. Aan die begin het ons nie, ek dink dis maar met enige groep so of enige kunstenaar, jy weet nie heeltemal wat jou klank is nie. So weer eens, die wat ons van die begin af volg sal onthou, kyk na my hart, se eerste vrystelling was baie akoesties. Basic dromme, gitare, stemme en toe het ons begin voelers uitsteek en jy weet, we started having fun in studio en kyk wat werk. So baie van ons musiek, ek dink iets wat altyd daar is daar's altyd harmonies, daar's altyd 'n gitaar solo, daai tipe goed. En ons het wel hier en daar begin rondspeel met klanke en jy luister ook na wat die liedjie kort, nee, of wat die liedjie vra op die einde van die dag. So ek dink alhoewel dit ons Rooksign het 'n klank, ons probeer wel met elke liedjie hom uniek maak en hom spesiaal maak in sy eie manier, as ek dit so kan. As dit sin maak. Ja nee, 100%, maar nou moet ek hierdie vraag vir jou vra, want nou sê ek net soos, based on what you just said, is eksperimentasie iets wat julle verwelkom as 'n groep in Rooksign? Is julle soos, yes, let's experiment, kom ons kyk wat gebeur. Want baie kunstenaars op musiekgroepe sal gaan, ons het 'n klank, ons weet die klank werk, die luisteraars vind aanklank by die klank, so kom ons hou by dit, eksperimentasie kan op die backburner gesit word. Julle klink of julle gaan, waar's plek vir eksperimentasie, waar kan ons die boundary bietjie push? Ons is so, né? Ek dink ander 2 manne bietjie meer as ek. Okay, sien nou wens julle was seker daar, want hulle gaan nou gaan, ja, so, ek weet, Renier, hy wil baie graag hê dat ons met soos 'n house type of liedjie uitbring. Okay.
Nou moet ek sê, ek is 'n bietjie meer konservatief in daai manier, maar ons verwelkom dit. Ons gaan nie nee sê nie, ons gaan sê ja, kom ons eksperimenteer, kom ons hoor hoe klink dit. En dan kan ons 'n call maak. So nee, definitief. Ons wil nooit net by dieselfde ding bly nie. Ek dink iets wat dieselfde sal bly is, soos ek sê nou, die harmonie van die stemme, die gitaar solos. Daar's altyd elemente van Roxanne wat in elke liedjie sal wees, maar definitief ons hou van eksperimenteer, ja. Ek's mal daaroor en jy klink regtig so oop vir dit, want baie kunstenaars, veral jonger kunstenaars hulle is of vreeslik oop daarvoor of hulle is soos nee. Dis van een uiterste tot die ander nou in between. Ja, nou in between en julle klink half of julle gaan, wat kan ons doen, waar kan ons dit anders doen, maar hoe kan ons nog steeds at the end of the day eg bly aan wie en wat Roxanne is, en ek's bly of dat jy die hele tyd sê, julle trek dit terug na wie julle is as groep en wat mense julle ken as, maar dit beteken nie dat julle nie kan uitbranch en bietjie iets anders hier doen, of bietjie eksperimenteer daar nie en kyk wat gebeur nie. Ja. So, dit is fantasties. Nou moet ek vir jou vra, is dit dan nou baie keer dan nou moeilik om te besluit om wat se musiek julle dan nou gaan uitsit, want nou is julle soos dalk hierdie liedjie werk, hierdie liedjie gaan werk of hierdie liedjie het gewerk en dan is die vraag, okay, nou wat's volgende? Ja, definitief. Veral as ons klomp idees het vir klomp liedjies of daar's dalk stukkies van liedjies wat nog nie klaar is nie, dan sit ons baie met die dilemma watter een nou, jy weet, en wat doen ons met hom? Ons het dit nou gehad, net, ons het Sonsak in die Vrystaat vrygestel, en toe wil ons gaan, ek het baie geglo in Sing vir jou, en daar was 'n ander liedjie wat ons ook kon gekies het, wat bietjie meer, ek wil sê somervakansie tipe liedjie is. Ja, en is moeilik, want dis nou obviously tyd van die jaar, want dis nou amper silly season, die jaar kom na einde toe, ons gaan nou by Sing vir jou uitkom, maar dis twee baie verskillende liedjies, die wat nou Sing vir jou geluister het, sal weet, ons gaan nou by dit uitkom, dis moeilik. Dit is, so definitief, ek dink, meeste kunstenaars sit dalk met daai dilemma elke keer met 'n vrystelling, want ook, ons dink ons weet wat die mark soek, jy dink jy weet wat aangaan, but you don't. You really just, jy vat net 'n kans op hierdie liedjie en jy kyk of die mense dit op van hou en gaan aanvaar en ondersteun of nie. So. Yes. Ek het al met baie kunstenaars gepraat en dan kom dit altyd terug na hierdie as 'n uitdaging toe van baie keer is dit 'n liedjie wat hulle in glo en hulle soos hierdie werk. Ek dink hierdie gaan great en ek dink die publiek gaan hierdie so goed ontvang. En dan ongelukkig is dit nou nie wat gebeur nie, of hulle het gehoop en dan iets anders gebeur, en dan sit hulle 'n liedjie uit wat soort van, hy was daar, en mense is mal oor die liedjie, want jy weet nooit regtig wat 'n luisteraar gaan aanklank by vind, of wat die luisteraars gaan, this is the song nie. Ja, ek dink, dit was ons met Sonsak in die Vrystaat, ons het gedink, jy weet, we're just gonna continue doing what we're doing, en regtig word geen verwagting gehad nie, en toe gaan hy nommer 1. En hierdie, ek wil nou net sê, hierdie liedjie, dis amazing, hierdie liedjie was mega groot, hy speel nog steeds, ek kan nou toe soos die goed kry vir die liedjie, en ek sit en ek luister so, en ek sit so, in hierdie atelier actually, en ek sê, hierdie liedjie gaan 'n hit wees, dit was letterlik my woorde. Jy het dit uitgespreek. Ja, ek het. Nee, ja, so dit het definitief met daai liedjie gebeur, en dan voel mens weer kort na dit, maar hierdie een definitief. En dan doen hy dalk nou miskien nie so goed soos die vorige een nie, maar dit is maar, ek dink daar's 'n ebb and flow ook in die musiekbedryf, of as in jou loopbaan, jy van dit doen beter as ander, maar dit beteken nie dis nie 'n goeie liedjie nie, so. Dis fantasties, ek love hierdie mindset, en nou gaan ek vir die mense hulle moet ingeskakel bly, want net hierna gaan ons alles Sing vir jou praat, en as jy dink jy is opgewonde om vir die mense te vertel oor Sing vir jou, ek is seker 3 keer meer opgewonde. Ek kan nie wag nie. Jy is nog steeds ingeskakel op Net Gesels saam met my Serajay. Nou hierdie week leer ek vir Megan van Roxanne so klein bietjie beter ken. Nou ons het nou al musiekindustrie gepraat, solo loopbane, skedules wat uitdagend is, baie uitdagend is, Megan. Nou, wil ek uitkom by julle splinter nuwe een. Wat 'n pragtige liedjie, Sing vir jou. Dit is, ek dink een van my all-time favorites. Waar die idee vir hierdie liedjie vandaan gekom? Gewoonlik as ons klanktoets doen, dan is dit, so hoe dit werk is, jy weet, Renier sal altyd kom met 'n koor of 'n vers, of net, hy weet nog nie wat dit is nie, en dit net begin sing. So dis gewoonlik wat gebeur is, hy klanktoets voor 'n optrede, dan speel hy vir ons iets nuuts wat hy het, en dan soos,
o ja, kom ons werk aan hom, kom ons maak hom klaar. So dit is waar hy begin het. Ek dink ons het 'n optrede gedoen by die Atterbury Theater. En ons Atterbury Theater optrede is baie spesiaal. Dit is soos amper 2 ure lank, maar ons vertel eintlik dan hoe Rooksyn begin het. So ons doen 'n hele akoestiek deel aan die begin. Fantasties. Yes. Dian is alleen en dan kom ek in en ek alleen, dan is Renier alleen, verskillende segmente. En dan teen die einde doen ons nou ons full band vir ons vandag is op show. En in daai een, ek onthou dit nou, was die eerste keer wat ons Sing vir jou actually, jy weet, gesing het en hy het gesê soos dit is 'n stukkie wat hy nou aan gewerk het hy gesê in die optrede. En een van die mense in die gehoor het na die tyd vir ons kom sê, maar ek dink daai liedjie moet op julle volgende album wees, julle moet hom klaar skryf. En ek het saamgestem, ek dink regtig ons moet, maar toe kon ons nie want daar was net die plek nie. Ons moes kies en dis nou maar 3 mense se insette. En toe Sonsak in die Vrystaat wat 'n diep liedjie is en ook 'n liefdesliedjie is, so goed doen. Toe sê ek vir hulle, ek dink regtig ons moet Sing vir jou klaar skryf. Ek dink ons moet hom volgende druk. Dis net vir my 'n baie diep liedjie, jy weet. So dit is waar dit vandaan gekom het. Die idee het van Renier af gekom en ons het op 'n punt gekom waar ons hom klaar wil skryf en toe besluit ons dit gaan die volgende een wees. Dis eintlik so mooi. Jy het nou iets baie spesifiek aangeraak. Jy het vir my baie mooi liedjie gegee, so Megan. Mense sal nou dink ek jy geprep voor die tyd. Ek het nie al geprep voor die tyd nie, mense, ek beloof. Nou, moes ek vir jou vra want Sonsak in die Vrystaat en ons het nou daaroor gepraat was massive. Dit was so 'n hit, regtig. Want dit wat nou wil ek jou gevra het, voel jy Sing vir jou was die regte liedjie om dit mee op te volg? Want ek voel dit was die regte liedjie, mense voel dit was die regte liedjie. Nou sê julle het regtig gesê hierdie een is die volgende om dit mee op te volg. Ja, ek dink die fout wat 'n mens maak is om elke keer 'n verwagting te hê vir 'n liedjie en ons het met hierdie een gehad. Ek dink ek is gelukkig met hoe hy doen en ek dink steeds dit was die regte een. Ek dink miskien sal Renier en Dian van my verskil. Ek kan nou nie namens hulle praat nie, maar ek dink wel as ons tyd gehad het vir nog 'n liedjie hierdie jaar, moes ons miskien ook meer 'n somervakansie liedjie gedoen het. Ongelukkig is ons beperk en ons het nie nou die kapasiteit nie. So my antwoord is seker nou maar ja en nee. Ek dink dit was die regte liedjie en ek dink as ons net nog een om 'n jaar met 'n meer upbeat liedjie af te sluit kon doen, sou dit half die perfekte einde vir die jaar gewees het. Maar ja, dit is mens het daai uitdagings en mens kan nie altyd by alles uitkom nie. Jy het nie altyd die kapasiteit nie. Ons kalenders is gaal. So jy wil nie eens weet hoe dit lyk nie. So sien dis nou waar dit terugkom na wat jy nou gesê het. Life happens. Dit is nou maar 'n deel daarvan en tussendeur moet julle nou alsaam navigate en ek dink dis eintlik baie moeiliker vir julle want ek meen julle is 3 kreatiewe mense en dit klink of julle regtig 3 kreatiewe mense is in murg en been, soos ek daai sin sê. Maar julle moet werk aan een liedjie. Julle moet ooreenstem oor een melodie, oor een stel lirieke. Raak dit soms challenging dan nou om 3 kreatiewe mense te wees. Hier's een liedjie wat moet uit en dan julle soos wat nou. Ja, definitief. En dan ook as 'n mens dan in die studio is en mense het ander insette ook. So dit stop nie net by ons 3 nie. Ek dink dit is wat min mense besef is want 'n producer is regtig waar so goed in wat hulle doen en hulle het ook 'n goeie aanvoeling oor waarheen die liedjie moet gaan in terme van klank en watter gedeeltes hulle moet bysit of wat ook nie daarin moet wees nie. Of as lirieke miskien moet verander of geswap moet word, daai tipe goed. So definitief uitdagend in die sin van ons is al klaar 3 uiteenlopende persoonlikhede wat insette gee en wat ooreen moet stem. En dan is dit wanneer ons begin opneem en ons luister na klanke en ons luister na levels en ek kan nie vir jou sê hoeveel weergawes was daar van Sing vir jou 6 of 7 wat ons heeltyd back and forth, jy weet dan sê ons maar daai enetjie so of die enetjie so. Dian het nog in hulle woonstel het hy nog stukkies gitaar solos opgeneem en vir Loukie gestuur hier in die Kaap want ons het by Loukie Raasman dit opgeneem. So baie wat daarin gaan, moeilik om almal happy te hou altyd, maar
veroorsaak dit bekleierery glad nie. Ja, want dit klink vir my, soveel so wat jy sê, dit is challenging en ek dink dit is weer eens daai agter die skerms wat niemand sien nie. Hulle sien net hierdie great liedjie of hierdie great musiekvideo, maar hulle weet nie regtig wat als tussenin ingegaan het nie. Maar soveel so wat daar uitdaging is en julle 3 mense is wat ooreen moet sê op een liedjie, dit klink regtig of dit baie lekker gel tussen julle, alhoewel daar 'n bietjie is van ek dink ons moet dit of wat van dit, is dit nooit 'n konflik situasie nie, meer van hoe kan ons hierdie liedjie great maak? Wat as ons dalk dit of miskien moet ons dit probeer? Ja, en ek dink nou is ons op 'n goeie plek, ons 3, want ons verstaan mekaar baie goed. Ja. But it also took some time, né? So ek sê glad nie, ek probeer nou nie dit laat klink asof ons groep altyd is maanskyn en rose en ons beklei nooit nie. Nee, mense sê ag asseblief Megan, julle het konflikte, die ou tannies nou op hulle banke. We know. Raak rustig tannie, ons weet. Nee, kyk, ek gaan eerlik wees, ons het al baie beklei, katte en honde. Maar ons het altyd respek gehad vir mekaar. Ja. En op hierdie punt is dit nie soveel beklei nie, dis meer net debatteer en of wat die beste is vir die liedjie. So nee, ek sê nie ons was altyd op die plek waar ons nou is nie, maar jy weet ons het al baie gegroei en mekaar baie beter leer ken ook. Dit help. Ja, ek dink dit help regtig baie en ek dink dit kry mens ook op 'n baie meer rustiger plek wat jy mekaar baie beter verstaan. En nou soos jy sê, jy het gegroei, dink ek dit is ook hoekom jy musiek gegroei het. Nou moet ek vir jou vra, dink jy dat jy gehoor saam met jy gegroei het? Want toe nou jy begin het, jy was jonk. Ek meen jonk, maar nou jy gehoor was ook jonk, daai ouderdom, maar julle is nou al ouer, julle is nou al deur seisoene, julle jou fases en julle dink julle gehoor het saam met julle gegroei? Ja, kyk, ek moet vir jou sê, ek het besef ek word oud, want ek het vir die eerste keer in my lewe hierdie jaar swaaibrand gekry. En toe sy sê, "Hoorie so? Dis nou so." Almost 30, né? Dis is 27. Okay. Ja. Nee, ek dink definitief ons het altyd hierdie idee gehad dat ons mark is skoolkinders en daai tipe goed en hoe meer ons kyk op die statistieke wat ons sien en wat Universal Bina en Luzelle hulle almal vir ons stuur is dis 25 tot 45 is eintlik so definitief saam met ons gegroei en in terme van hoeveel mense ons musiek bereik ook baie gegroei. Renier het nou vir ons gesê ons Spotify monthly listeners het so baie opgegaan hierdie jaar van soos ek in die Vrystaat af wat fantasties is. Ek meen hoe meer mense ons musiek kan bereik en dit by die regte mense opeindig op die einde van die dag, dan is ons happy. Jy weet dan weet ons dit maak daarom 'n verskil. Of dit tref iemand, jy weet daar waar dit saak maak. So, want nou dat jy dit sê is my so spesifiek en ek dink dit wys julle net julle gehoor groei saam met julle, maar julle kry ook 'n groter gehoor soos wat julle groei en ek dink dit is wat elke kunstenaar wil hoor, wil sien en jy het my baie spesifiek aangeraak toe en gesê het, jy weet, dat jy nou iemand aanraak met die liedjie of so, dink julle die musiek wat julle maak, want ek persoonlik dink die musiek wat julle maak sê regtig iets en mense vind aanklank daarbey vir daai rede want dit het 'n boodskap. Wil julle musiek uitsit wat iets sê, wat mense iets laat voel? Definitief. En ook wat by mense kan resonate op die einde van die dag. Ons skryf oor dinge wat ons self deurgaan, maar ook deur dinge wat ons rondom ons sien. So definitief jy weet, ek sê altyd daar's 'n plekkie vir almal in die son. Mens kan oor enige iets en alles skryf en goed vir musiek moet daar wees, maar ons doel was nog altyd om, jy weet, met ons woorde en lirieke en musiek en stemme 'n boodskap oor te dra. Elke liedjie het 'n boodskap, elke liedjie het 'n storie, elke liedjie word deur ons geskryf. Ons dit is deur Roxane vir ons luisteraars. So ja, definitief elke liedjie het 'n boodskap. Ons wil definitief hê mense moet dink aan ons musiek as meer as net musiek. So ons het al regtig by optredes waar die mense vir ons kom sê, jy weet daai liedjie het my deur 'n moeilike tyd gegaan. Ons het nou die dag in Bloemfontein opgetree en toe is daar een van die mense in die gehoor wat 'n vriend na aan haar verloor het. En toe vra sy hierdie liedjie was sy gunsteling liedjie, kan ons dit asseblief sing? So jy weet dit is wat ons wil regkry. Dis eintlik fantasties en dit is hoekom ek graag wil terugkom en sing vir jou toe want ek voel hierdie liedjie is regtig so mooi maar so kragtig want hierdie lied sê regtig so baie, maar dit raak ook so bietjie die meer kwesbaarheid van die mens aan, wat ek eintlik mal oor is, want baie keer is dit 'n ding in ons samelewing dat daar die meer ernstige goed so bietjie weggekyk word van en dit word nie regtig musiek aangeraak nie, en julle sê nee, ons gaan hierdie liedjie so bietjie van 'n spotlight skyn met hierdie liedjie op dit, want dit het so bietjie te doen met selfverwyd, selfvertwyfeling en jy weet die meer kwesbare kanse van die mens wat ek nou gesê het.
Dink jy dit is goed wat almal eintlik mee sukkel in vandag se samelewing, maar omdat daar nie regtig oor gepraat word nie, 'n spotlight daarop geskyn word nie, is dit maar net ek weet ek sit net maar met al hierdie feelings, maar ek beweeg vorentoe in die lewe. Ja, definitief. Daar word nie oor gepraat nie, daar is nie bewusmaking nie. Ek dink definitief meer nou as in die verlede. So ek dink definitief ons beweeg in die regte rigting om in terme van praat oor hoe ons voel of sê as jy nie okay is nie of dit is okay as jy nie okay is nie, maar wat baie mense probeer doen is hulle probeer hierdie stelsel van om iets te verwerk jiphou. Jy weet hulle probeer links verby, regs verby, boor, onderdeur. Al maniere hoe mens iets verwerk is as jy deur dit gaan. So lean into it. Jy weet dit is okay dat jy nie okay is nie. Dit is sleg dat jy hier gaan. Dit is nie lekker nie. Maar kry vir jou mense, kry vir jou ondersteuningsraamwerk wat regtig waar daar is vir jou en moenie net maak asof jy okay is nie, want dit is nie volhoubaar nie. Mens kan nie daai mure heeltyd hoog hou of daai masker heeltyd ophou nie. Dit gaan op 'n punt waar dit gaan crash. Maak nie saak waartoe jy gaan nie. Dit hoef nou nie net jy weet in jou verhoudings te wees of 'n break-up daai tipe goed nie. Enigiets in die lewe. So. Ja, dis eintlik so 'n verfrissende cool mindset wat jy het en ek's mal daaroor dat jy of so oop en eerlik daaroor is, want baie mense sal sê jy's bietjie meer van 'n ernstige topik. Kom ons vermy dit. Kom ons praat hier daaroor. Kom ons hê nie 'n sterk opinie daarop nie. En natuurlik raak hierdie 'n liefdesverhouding aan hierdie liedjie en hierdie hele konsep van ek het verander vir jou want ek's lief vir jou. Dink jy dit is iets onder ons jong mense van vandag dat dit ding is ek is so lief vir hierdie individu, ek so lief vir hierdie persoon, ek sal alles van my verander vir hulle, maak nie saak of dit goed of sleg is nie, maak nie saak of ek myself verloor nie, want verloor in die proses nie. Ja, dink jy dis iets wat so bietjie onder ons jeug van vandag gebeur? Ja, maar ek wil so ver gaan om te sê nie net onder die jeug nie. Okay. Ek dink verder dit is in general in die samelewing. Elke ou moet sy identiteit ken. Jy weet, soos die Here het vir ons vir 'n spesifieke rede op hierdie aarde gesit en hoe nader jy kom aan hom, hoe nader is jy aan jou true identity. So partykeer is mens net gaan jy deur 'n fase waar jy bietjie verlore is, maar mens kom altyd weer op die regte pad uit. So ja. Dit is eintlik so mooi en dit is eintlik so goed gestel want ek dink dit is so maklik om jouself te verloor in die lewe maar veral in 'n liefdesverhouding want jy so ek wil sê so oogklap aan en dis hoekom ek regtig sê die term maar love is blind. Dit is regtig daai gesegdetjie, ek dink moet meer mense regtig ter harte neem, want dit is so, ek dink as jy so verlief en verlore is, ek dink jy's meer verlore as verlief partykeer, en dan verander jy alles, en jy besef dit nie, tot dit eintlik op 'n punt half te laat is, en dan gaan jy, wel wat nou? Ja, of aan die ander kant, jy weet, is dit, jy weet, ek sê altyd, jy sê te maklik, jy is lief vir iemand, sonder om te weet wat het vat, om regtig lief te wees vir iemand, jy gee te maklik op, dit gaan nie altyd net oor die goeie tye nie, maar om daar te wees, deur die slegte tye, jy weet, ons het 'n liedjie, Woordelose Storie, en dit is, die idee agter daai liedjie is, dat liefde is iets wat woordeloos is, so om saam met iemand, by daai persoon te bly, al is dit 'n moeilike tyd, ons miskien niks fout met die verhouding nie, maar hulle gee dalk te maklik op, of mense het oogklappe aan, en jy weet, dis weer daai uiterste tot uiterste, so dit hang maar af waar dit die persoon gaan, maar ons het 'n liedjie vir elkeen. Tema, soos gaan deur die Rooksyn playlist daar, ek beloof, jy gaan iets kry, wat hierdie seisoen, wat hierdie seisoen van jou lewe so mooi vasvang. Nou moet ek vir jou vra, want nou, omdat jy so oor uiterste praat, moet mens dan nou die konsep van sosiale media ook inbring, want ek dink vandag se sosiale media skep so onrealistiese ekspektasie baie keer by ons jong mense, en dan gaan hulle, ek moet hierdie perfekte prentjie nastreef, en baie keer is dit is nie eers soos dit gewys word op jou foon nie. Dis alles gefilter, nommer 1, jy kies wat jy wil deel, daarop, ons kies die tye wat ons wil deel, en ek dink alhoewel sosiale media sulke goeie tool is om te gebruik, jy weet, om miskien awareness te skep, of in ons musiekloopbaan, dis deel van jou bemarking, of met enige produk of besigheid, voel ek sterk daaroor dat daar moet regulasies rondom dit kom, jy weet vir my as 'n dieetkundige ook, net in die werk wat ek doen,
jy weet, as ek sekere goed sien, dan dink ek net, "Sjoe, hierdie kan so baie skade aanrig vir jonger meisies of jy met jou verhouding met kos en jou verhouding met jou liggaam en daai tipe goed." So ja, ek is so half tussen die boom en die bas met die sosiale media. Ek dink ek sal beter begin voel wanneer ek weet dit word gereguleer. Maar my siening oor dit is ek post niks meer foto's met filters op of enigiets wat geëdit is nie. Ja, ek dink daar's mooiheid in iets wat nie perfek is nie. Ja, dit is eintlik so goed gestel. Ja, ek meen, hoe boring is dit as almal so goed altyd perfek en mooi en ons almal dieselfde is, as ons almal dieselfde ding doen die hele tyd. Ek dink daar is mooiheid in diversiteit op die einde van die dag. Fantasties. Ek is mal oor nou terug by sing vir jou. Wat sal Rooksyn graag wil hê mense moet wegvat van hierdie liedjie af? Dis 'n liefdesliedjie en ek dink dit is ook half in 'n manier as 'n persoon, 'n meisie en 'n ou of 'n twee mense wat lief vir mekaar opbreek. Dis daai ek sal altyd 'n spesiale plekkie hê vir jou in my hart. Jy weet, ek sal altyd vir jou sing of want baie keer gebeur dit nie met breakups nie. Mense het nie mutual respect en ek dink as ek nou iets daaruit kon vat, sal ek sê maak dit maar 'n respectful breakup. Jy weet, daai tipe ding. Maar ja, dis 'n liefdesliedjie. So fantasties. En ek's mal oor en ons gaan nou die liedjie speel vir almal en als nou moet ek vir jou vra, daar's so klein bietjie van die jaar, maar volgende jaar is om die draai. So wat lê voor vir Rooksyn? Ons is baie opgewonde. Ons het tog 'n paar shows in November oor, maar dan Desember, letterlik die 1 Desember begin ons met ons Desember toer. Hy word in 2 verdeel. So Desember is altyd 'n lekker tyd vir ons. Ons pakkie busy en ons gaan lekker klomp shows doen. So ons gaan binnekort dit op ons sosiale media. Sosiale media, hou dit op. Moet dit gebruik. Ons kan nie meer dit nie, maar ons kan ook nie sonder dit nie. Ons gaan dit binnekort deel. En ja, dan het ons nou 'n kompetisie. Hy maak einde November klaar. So ek weet nie wanneer hierdie saai gaan word nie. Maar waar ons saam met iemand van die publiek 'n liedjie wil doen. So ons gaan nou sien wie die wenner is en dit doen ons vroeg volgende jaar. Ja, so wie weet, dalk sal nou iemand wat nou sit en kyk, want hierdie gaan voor die einde November wees. En dan dis jou kans. En hulle sê, weet jy wat, dalk, ek luister ook Nadine en ek sit ook maar die radio nog 'n bietjie hard, maar die deur is toe. Hier's jou kans. Ek weet dis Rooksyn. Come on mense. Ja, so as hulle wil inskryf, moet hulle op sosiale media 'n cover van ons post en natuurlik vir ons almal follow en tag sodat ons dit kan sien. En dan einde van hierdie maand sluit dit, dan gaan ons die wenner kies. En dan, soos ek sê, vroeg volgende jaar gaan ons dan daai collab doen met die wenner, wat baie opwindend gaan wees. So, dit is vreeslik opwindend. Nou, voor ons sing vir jou, vir die mense speel, want ek is so opgewonde, want dit is net so 'n mooi liedjie. Dis een van my all-time favorites. Hier op Net Gesels Megan, net ek so 'n bietjie van 'n tradisie. En nou word jy en Rooksyn deel van hierdie tradisie vandag, so ek dink is nogal vreeslik opwindend. Ek het een laaste vraag wat ek die persoon wat ek mee net gesels vra. En dit is, wat's een stukkie advies wat jy die wêreld mee sal los? So Megan, wat is een stukkie advies wat jy mense graag mee wil los? The floor is yours. Ek dink as ek dit vroeër gedoen het in my lewe, ek weet nie, liewe Jesus het ons baie uitgelê, maar dan sê ek altyd soos glo in jouself. Moenie opgee nie en glo in jouself, want as ek jy weet opgegee het, soos ek sê op skool het ek regtig waar nooit iets gewen nie. Almal het altyd geweet ek sing, maar jy weet almal was soos okay, ons sing whatever. Niemand neem dit ernstig op nie, maar as jy aanhou glo of as jou ouers, soos my ouers het 'n groot rol in my musiekloopbaan gespeel, altyd in my geglo. Jy weet hulle was daai van hoekom wil jy gaan sing net. Dit is hoe my ouers was. Gewoonlik is dit andersom, soos jy moet gaan swat en dan kan jy sing. My ouers was, nee, gaan sing. Hoekom wil jy swat? Dit alles sal uitwerk. Maar ja, jou support structure speel seker 'n rol, maar om nie op te gee nie en om in jouself te glo, regtig jouself te back. Dit is fantasties. Dit is so mooi. Ek sê vir jou 1000 dankies. Nou kan ek uiteindelik met 'n baie opgewonde hart vir mense sê, hier is ons Rooksyn met Sing vir jou.